En die rede om opgewonden te wees vanavond. Ek het die rede om opgewonden te wees met my verlosser lewe. Kyk, gaan vir jou dank, as jy sê wat ek so klein jy sê. Amen, ek het die so lekker neem, of die musiekspan sê dankie. Altyd lekker om saam met hulle te bedien, lekker om die naam van die Here groot te maak. En ek wil vanavond so 'n bietjie met jou gesels rondom die selfgenooide gas. Ken julle iemand wat homself kan nooi? Ek kry mos daai ou wat is baie maklik. Hoor ek sien jou vanmiddag. Ek is nou daar. Jy weet daai ou wat Jimmy die huis. Ek kry mos sulke mense wat homself so maklik kan nooi. Ek sukkel met daai ding. Ek sukkel met dit, maar ek het vanoggend het ek bediening van der Beyer en ek op pad terug is, begin die Here met my praat oor die selfgenooide gas. Nou jy kan saam met my lees in Lukas 19 van vers 5 af. Sê hy die woorde. En hy probeer om Jesus te sien wie hy was. Maar van wie die skare kom hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daarlangs verbygaan. En toe Jesus in die plek kom, kyk hy op en sien hom, en sê vir hom, Saggeus, maak gou 'n klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie vanaand oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat alle verstand te bowe gaan, dat U vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vul ons toe in die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan wat U vanaand vir ons sê. Is my gebed in die kosbare naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Ek het vanmiddag, terwyl ek besig is om voor te berei, toe begin die Here met my te praat oor hierdie gedeelte van Saggeus. Ek meen, dis 'n baie bekende gedeelte in die woord van die Here. Ek dink ons leer dit al van sonnaarskool af, van kindswees af, leer ons dit, dat dis wat gebeur. Saggeus het 'n boom geklim, Jesus het daar verbykom, maar ons lees nie wat hy daar sê nie, want hy sê daar so in die 3de vers, hy sê daar so dat Saggeus het gekom, en hy wou Jesus sien vir wie hy was. En dit het my dadelik laat wonder, wie hy geweet is Jesus. Want jy sien, is maklik om vanaand te sê, ek ken jou, maar ek ken jou nie reg nie. Maklik om vanaand te sê, ek wil sien wie jy is. Ek wil kyk, wat doen jy? Want jy sien, Saggeus het hier die houding gehad, of hier die ding gehad en sy gees, ek wil hom nie net sien nie, maar ek wil hom sien vir wie hy is. Want as baie mense mos van 'n sekere persoon praat, of baie mense praat oor 'n sekere groep mense, dan is ons geneig om baie keer te sê, ek so klaar om hom te leer ken. Ek wil hom ook ken vir wie hy is. En toe ek hier dan gaan sit en dink ek, dat die eerste ding wat ek van Saggeus kan sê, is hy was 'n planmaker. Die Bybel sê, hy was 'n ryk man gewees, want hy was die hoof van die ouens gewees, van die tollenaars. Hy was die hoof van hulle. En hy was 'n ryk man gewees. Maar daar was iets wat hy kort gekom het, en dit is so 'n bietjie lente. Dis ons daai probleem wat baie van ons mee sit. Ons kry daai lente probleem. Ek kry ons so baie langer as jy, en dan voel ek het nou, voor ek Indië toe is, toe staan ek langs Loot die Jager, en ek staan saam met R.G. Snyman, en dink so na hierdie man en kyk, en dink ek, liewe Vader, ek weet nie waar kom die hele vandaan, die man is, dis gesin, ons is, ek glo nie, ek sal so met sy kop uitkom nie, man. En terwyl ek hier aan loop en dink ek, en Saggeus het dieselfde probleem gehad, want die Bybel sê, hy was kort. So hy was hoog in aansien, maar hy was laag in gestalte. En daarom kom het by my op, dat hy kom en hy klim in die boom, en terwyl hy in die boom sit, toe kom Jesus verbygestap, en hy kyk in die boom, en is nog ontsnaaks. Ek het al baie keer gewonder, hoe kom ek Jesus in die boom
kyk. Dit is toch ons snaaks dat ons baie keer, ek weet nie van jou nie, ek wil baie keer vir my goed, kyk ek nie naaste by jou is nie. Ek is binne in die wolk en ryk vir my en hy put in die boom, ek sien hom nie. Hoekom wil ek kyk in die boom nie? Ek soek nie die goed in die boom nie, want ek die onder wees. En dadelik kom het by my op, dat Jesus kyk op, en hy sê vir hom, klim af, want ek wil vandag by jou gaan bly. En dadelik begin het in my hart op te kom, dis snaaks dat Jesus homself na hierdie persoon toe nooi. Dis snaaks dat Jesus vir hom sê, klim af van waar jy is, ek wil vandag na jou huis toe gaan, klim af, ek het 'n afspraak met jou, daar's iets wat ek met jou moet bespreek. Nou, ek het dit nie lekker verstaan nie, want dit het my geweldig gepla, dat Jesus homself nooi. Ek het nie gedink Jesus is so 'n tipe persoon, wat vir ou sê, hoor jy, kom vandag na jou huis toe nie. Maar dan wil ek gou 'n vraag vra, as Jesus vanavond hier moet instap, en homself na jou huis toe nooi, hoe sal jy voel? Sal jy eers Jesus sê, as jy daar by die deur bly, sê, wacht 'n bietjie, ek is nie nou nie. Ek wil net gou 'n paar goed gaan doen, en smaak jy die drankborrels, steek hulle weg, en van die wasgoed gegooi daar in 'n mandjie, en probeer die skorrel goed gou in die pad, en druk hulle sommer in die oond in, en ons probeer goed doen, om goed te lyk, maar toe ek hierdie ding sien, te sien ek, dat Jesus sê vir hom, ek wil na jou huis toe kom, ek wil na jou toe kom, want daar's iets wat ek moet kom doen. En dadelik het ek nie besef, wat Jesus se planne sê, ek het nie verstaan, hoekom Jesus homself na die ou toe nooi nie, maar hy vang hom omkant. En dadelik kom het in my hart op. Ek wonder hoe sal dit lyk as Jesus jou vanavond omkant betrap. En vir jou sê, ek wil vir hulle huis draai maak. Ek praat nie van my Boksburg nie, want ek doen nie huisbesoek nie, ek doen disipelskap. Maar in Potchefstroom wil ek baie keer ons huisbesoek doen, moet as jy daar in die sitkamer instap, en hy die Bybel so oop. Jy weet dan dink ek by myself, glory to God, wat 'n goeie verwagting het die ouens, en dink ek gaan kom Bybel lees. Want ek het gekom om Bybel te kom lees, ek het gekom om te hoor, hoe gaan dit mee? En dan baie keer dink ek by myself, is dit nie hoe ons is baie keer, dat ons Jesus nie na ons huis toe wil nooi nie, want ons weet, dat raak van ons huis aangaan. Kan ek nog vanavond vir jou sê, ek weet nie wat in jou huis aangaan nie, maar God weet. Ek weet nie wat vanavond in jou sitkamer, of in jou slaapkamer, of in jou kombuis gebeur nie, maar ek weet vanavond verseker, as Jesus nou daar moet instap, sal jy tevrede wees met hoe dit lyk. Nou, ek het so 'n bietjie van sit en dink hieroor, want Saggeus het nie gesê, ja, is reg, kom so 'n uur nie. Hy het gesê, kom, laat ons huis toe gaan. Nou, as het my vrou was het nie 'n probleem nie. As ek ingestap het by die huis, en ek het so 2 of 3 mense by my, en sê van, Auntie, ek het mense genooi met saam, wat hier is, as ek kruid, eet hulle hierso. Die mense wil nie weet of eet hulle, dat sy gou iets kan bymaak. Sy sou nie omgekeerd, of het middel van die dag, of middel van die nacht is nie, solang sy hulle kon bedien. En ek dink Saggeus se vrou was redelik dieselfde. Maar dan kry jy vrouens ook, en ek neem hulle nie kwalijk nie, laat as jy met iemand instap, dan kon jy my nie net gesê nie. Maar ek weet nie. Ek het om my buiten gekry. Want het ek iets begin besef. Jesus moes in Saggeus se huis ingaan. Het maak dalk nie vir jou sin vanaand nie, maar ek wil jy moet verstaan, daar kom 'n stadium wat Jesus homself na jou huis toe dalk gaan nooi. Want jy sien, Saggeus was 'n ryk man, en hy het nie reg Jesus nodig gehad nie, hy was gesond, sy vrou was gesond, so hulle het nie reg Jesus nodig gehad nie. Hulle was welgesteld, hulle het kos gehad, hulle het alles gehad wat hulle wil hê, so hulle het nie reg Jesus nodig nie. Maar toe Jesus by hom kom te sê, ek moet vandag in jou huis gaan. En ek dink toe hulle by die huis gaan sit, het dinge in 'n kamer
jy nie van weet nie. Hoekom sê ek vandag so? Want ergens daar het hy 'n ontmoeting met God gehad. En ek wil sê hoekom ek so sê. Want die Bybel praat verder, as jy gaan kyk daar, dan sê hy daar stop, en sy gees gegaan, en hy het vir die Here gesê, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die arme mense, en die mense wat dit afgepers het, gee ek 4 dubbel terug. Toe sê Jesus vir hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Want wie wat maak hy? Toe Jesus by hom kom, het daar iets binne hom verander. Dieselfde ou, wat die ouens druk vir geld, dieselfde ou, wat nie omgee waar jy môre se brood vandaan kry nie, solank hy sy geld het, is dieselfde ou wat nou sê, ek vat halfte van alles wat ek het, en ek gee dit weg. Ek gaan so ver gaan as ek jou afgepers het, of jou geslaan het, of jou seer gemaak het, vir jou geld, gaan ek vir jou 4 dubbel teruggee. Hoekom doen hy dit? Van daar te verandering in sy binneste plaas te pluk, die oomblik toe Jesus binne sy huis kom. Ek bly met dit verhaal gehoor, en ek wil begin klaarmaak, want ek het iets gesnap vandag. Verandering gebeur nie aan my buitekant nie. Dit gebeur aan my binnenkant. Maar die verandering wat binnekant gebeur, sal altyd uiterlik sigbaar wees. Hierdie het my geweldig laat dink. Want weet jy wat jy kan vir 1000 mense sê, dis nie wie ek is nie, en ek het verander, en dis nie hoe ek is nie, dan wil ek vanavond vir jou sê, ek wil nie hoor jy het verander nie. Wys my. Ons kan die mooiste beloftes maak, ons kan die mooiste beeld voorgee, maar as hy nie ingekom het en 'n verandering hier gemaak het nie, sal dit nie sigbaar wees nie. En dit het my dadelik laat wonder, het ons in ons binneste verander. Dis snaaks dat toe Saggeus daarop gaan sit en hy begin te praat oor wat ek verkeerd gedoen het. Dit Saggeus soveel berou, want onthou, jy kan nie tot inkeer kom, jy kan nie tot bekering kom, jy kan nie Jesus innooi, as jy nie op die plek kom, waar jy sê, ek het gefouteer nie, ek het gesondig nie. En ek dink jy Jesus met hom sit en praat, dan sê jy iets in sy hand opgekom het, hy sê, wauw, ek kan nie glo ek was vir jy weet nie, ek kan nie glo, dis wat ek gedoen het. En waarvoor? Waarvoor? Die mense haat my, waarvoor? Ek moet van binnenkant af verander na buitenkant. Ek wil vandag vir jou sê, ons kan baie keer sit met die gesig van godsaligheid, maar binne is daar ook fout. Ek het al baie keer
Dan kom mense by my, dan sê hulle my pastoor, ek het 'n probleem by my huis, en jy kom help, dan sê ek met groot liefde, dan is ek op pad. En as ek al aankom, dan sê hulle altyd vir my hierdie woorde, dan sê hulle eers pastoor, ons hou jou al genooid vir ete, of ons hou al dit, of ons hou al dat. Dan sê ek reg, nie eens al stres nie. Nee, maar pastoor, dit voel so ons bel jou net as ons jou nodig het. Dan sê ek, nee, maar nie daaraan dink nie. Al wat ek vanavond wil hê is, as jy dit besef, as jy vanavond op 'n plek is en Jesus sê, kan ek uitkom, moet jy bereid wees om te verander. Ek kan oor en oor dieselfde ding doen, en ek sal altyd dieselfde resultaat kry. As partykeer klein goedjies wat ek verander, klein dingetjies, berou wat ek toon, wat ek sê, Here, ek is jammer. Ek weet of het jy al ooit in jou lewe op 'n plek gekom, nie, ek was al op 'n plek in my lewe wat ek gebid het, dan sê ek, Here, ek het so droog gemaak, wat kan ek doen om het reg te maak? En die oomblik wat God vir jou sê wat te doen, dan sê jy, glo nie, dis van God af nie. Weet jy wat, God het, Jesus het nie vir Zacchaeus gesê, ek wil nie half van jou goed weggeen, ek wil jy moet dit doen en ek wil dat doen, en jy moet die ouens 4 dubbel terugbetaal en jy afgepas. Jesus het nie vir hom gesê nie. Toe Jesus aan die binnekant is, toe maak hy self die veranderings. So ek wil jy met vanavond die hoor. Miskien kom Jesus vanavond en hy klop aan jou hartsdeur. Because he wants to come in. Ek weet ek self, ek het 'n huis. En Jesus is enige tyd daar welkom. Maar ek wonder of het jy al besef, het is nie noodwendig jou aardse huis nie. Het is dalk hierdie huis. En as jy op die punt gaan kom waar jy gaan sê, Here, ek het soveel maal al probeer. Ek het soveel maal al geval. As ek net kan sien wie hy is, vir wat hy is, dan sal hy homself nooi om in te kom. Kom ek probeer het prakties verduidelik. Kom ons sê, ek nooi myself na jou huis toe. Ek stap in jou sitkamer en ek staan so kyk, en soveel, het werk nie so nie. Kom, skuif jy die bankje na toe, skuif jy die TV daar kant toe. Kom ons doen gauw 'n paar skuive. Gaan jy gemaklik wees met my? Glad nie. Jy gaan my vra, wie is jy? Waar dink jy kom jy vandaan? En dis kom ek vanavond weet, Jesus het nie gekom in die veranderings binne in Zacchaeus gemaak nie. Hy het hom net die opsie gegee oor wat hy kan doen om te verander. Net dan wees, dat sal die goeie oor toe maak, die hoofd buig.
Miskien sit jy vanaand hier. Die Heilige Gees het reeds vir jou gesê, ek wil inkom. Ek wil 'n verandering kom laat gebeur. Ek wil 'n verandering laat plaasvind. Maar die grootste stap gaan wees, jy gaan my moet innooi. Jy moet gaan sê, ja, jy is welkom om in te kom. As jy vanaand hier sit en sê, Here, ek nooi U. Kom praat met my, wys my waar kan ek verander, wys my waar kan ek verbeter, wys my wat kan ek doen, Here. Dat ek ten volle kan verander. Steek op jou hand na God, ek wil saam met jou bid. Dankie vir die handen wat recht oor die gehoor opgaan. Ek wil jou vraag as jou hand opgesteek, sal jy saam opstaan. Ek wil graag saam met jou bid, asseblief. Onze Vader, wat in die hemel is. Ek het dalk nie vanaand al die antwoorde nie. Maar ek weet U wil inkom om verandering te laat gebeur. Here, al moet U self dan nooi. Al moet U dan die selfgenooide gas wees, wil ek bid en vra, Here, kom praat met my, verander my hart. Kom in, Here. Kom werk aan my asseblief, Here. Here, ek wil verander. Daarom wil ek vanaand bid en vra, Here, begin by my. Verander my. Here, as ek iets kan doen om reg te maak, teenoor hulle wat ek gefouteer het, wil ek U vra, wys dit vir my, Here. Ek wil het reg maak. Want Here, ek wil wees soos wat U wil hê ek moet wees. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Dankie dat ek weet, Here, U het bemoeienis met my. Aan U kom toe al die lof en al die eer en al die opbring van my hart. In Jesus wonderlijke naam. Amen. En amen. Ek in die sitplek neem. Ek wil gewoon laaste gedachte met jou deel, terwyl die musiekspan na vore kom. Om Jesus aan die binnenkant te kry, is baie makkelijk. Jy kan net sê, kom in. As jy my wil bang hê, ek sê altyd makkelijk bang raak nie. Maar mense het my baie keer na huis toe nooi en ek kom daar in. En ek wil nie eens 'n glas water laat drink nie. Ek bedoel dit nie lelik nie. Ek is eerlik. Dan kyk ek baie keer so en dink ek, as jou lewe so lyk, hoe lyk jou gees, hoe lyk jou siel? En jy sien, ek het iets agtergekom. God sal my tydelike goed gee as hy my daarmee kan vertrou. As hy nie my kan vertrou nie, dan gee dit vir jou langs my. En ek wil jou vanaand challenge, kom op die plek, waar jy Jesus in jou huis vernooi, sonder om te sê, verskoning ek het nie. Of ek werk nog hier nog. Kom ons kom op die plek, want ek sê, Here, kom in, laat met my, net soos jy wil.